Goeiemôre, baie hartlik welkom by nog een van ons wonderlike episodes. Ek noem hulle episodes, dit klink so interessant as 'n mens sê episodes. Ek weet ek hoef dit nie te sê nie, maar dit gee dit 'n bietjie karakter aan ons praatjies met die mense. En vanoggend is ek dankbaar, ek het weer my kosbare suster in Christus, Michelle Potgieter, weer teruggekry hier so op die program. Ek is seker daarvan baie van julle het laat weet, julle wil hê sy moet weer daarop wees, want julle is geïnteresseerd in dit wat sy het om te vertel, want dit is so verrykend, so lewensverrykend, en elke dingetjie wat sy vertel, dit praat so binne in my gees. Want baie van die goedjies wat sy so deur gegaan het en nog deurgaan, praat met my. Dit praat met my en ek is seker daarvan dat dit ook tot jou hart spreek. En jy moet nie dit net as 'n verhaal ontvang nie, as 'n storie nie, dis 'n waarheid. En ek wil hê dat jy dit wat jy ontvang hier vanoggend, moet jy ter harte neem en verander jou lewe. Pas jou lewe aan, sodat wanneer hierdie geval, of hierdie dinge waaroor hierdie vrou getuig vanoggend, in jou lewe gebeur, sodat jy sal kan onthou, daar was 'n Michelle Potgieter wat een keer 'n verhaal vertel het, en dit het my gees aangespreek, dit het my gehelp, en dit het my lewe op 'n ander vlak gebring. Want dit is die uiteindelike doel van hierdie program, ons wil jou lewe op 'n ander plek bring, ons wil nie hê jy moet gedurig in die put bly sit, deur jou moeilike omstandighede nie, en deur familiale probleemsituasies nie. Ons wil hê dat jy daar moet uitkom, jy moet hoop vat uit dit wat jy hoor vanoggend. So Michelle, vreeslik baie welkom hierso by Koffie met die Koning. Ons tweeetjies shorts mos altyd eers gou 'n bietjie met die koning, en mag die Here jou vandag weer ryklik seën, waar ons dingetjies bespreek wat belangrik is. Jy's baie welkom by Koffie met die Koning, maar bo alles onthou net een ding. Die persoon wat vir my die belangrikste rondom hierdie tafel is, sy naam is Jesus Christus. Hy is die lig van die wêreld. Hy het gekom om vir my en vir jou die lig te wees in ons duisternis, in ons moeilike plekke. Hy kom vanoggend weer en hy sê vir jou, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek gaan vir jou uitkoms gee. So dit waaroor dit vanoggend gaan. Ek wil net gou een skrifgie lees, nie baie lank nie, want ek wil klomp goeie vir haar vra vanoggend. So hierdie is in Psalm 70 wat ek gelees het in die Passion Translation Bybel, en ek lees vir jou vanaf vers 3, eintlik 4, ek gaan 4b begin. Hy sê, so let all your lovers who continually rejoice in the Savior say aloud, how great and glorious is our God. Lord, hier kom die uitroep vandag. In my place of weakness and need, en ek dink ons is almal needy. Ons is so behoeftig vanoggend, Here. En ons roep U aan. In that place of weakness and need, won't you turn your heart towards me and hurry to help me? For you are my Savior, and I am always in your thoughts, Lord. So don't delay to deliver me now, for you are my God. So ek wil hier kom sê, in my plek van behoefte en swakheid en nood, roep ek vanoggend, kom toe gou en kom help vir my. Michelle, ons begin sommer vanoggend weer, dit was my so wonderlik in die vorige program om na jou te luister, en ek wens ek kan jou nog klomp kere terugnooi, maar ek wil ook baie graag sê vanoggend weer aan die einde van hierdie program, is daar 'n WhatsApp telefoonnommer, wat julle vir Michelle Potgieter kan 'n kontak om haar uit te nooi na julle gemeentes, praat met julle kerkleiers, nooi hierdie vrou uit, sy kan jou lewe verander, sy kan jou lewe verryk, deur dit wat God vir haar gedoen het, want dit wat God vir haar gedoen het, is 'n waarheid, dis nie iets wat sy in 'n boek gelees het nie, dis nie iets wat sy in haar gedagte hoop voor nie, dit het gebeur in haar lewe, en as jy dit kan vat wat in haar lewe gebeur het, in jou eie maak, weet ek, jy gaan uit jou vallei kom, en jy gaan met jou voete op hoë bergtoppe kan staan. Daardie berge waar die lieflike geur van Christus versprei word. So, Michelle het deur baie moeilike dinge gegaan nou, wat sy alreeds vertel het, maar dis nog nie die einde nie.
dis nog nie die einde nie. Ewe skielik op 'n dag, jy het 'n dogter en jy het laas keer gesê jy het 5 kinders, nê? So, die meeste van jou kinders is nou nie meer in Suid-Afrika nie. Hulle is nou in ander lande ook besig met hulle eie lewens. En so, dan het jy die dogter wat hier gestudeer het op Stellenbosch. En sy het onderwys gestudeer, nê? Ja, So ja, tipe sy by onderwys. AROS. Ja. En wat gebeur daar toe skielik? Hoe ontdek julle op 'n dag, maar daar's 'n fout met haar gesondheid? Maar ek was hierdie hele jaar, die afgelope 3 jaar was ek maar in Oekraïne gewees. Ja. En ek het kom kuier in Suid-Afrika vir 'n nuwe visum. Terwyl ek hier is, ek was in Pretoria gewees, bietjie daar by gemeentes gedeel. Sê sy vir my mamma, my maag, ek het maagpyn en winderig en ek voel nie lekker nie, maar sy gaan elke dag skool toe, sy werk en sy voel nie lekker nie. Ek maak vir 'n afspraak by 'n dokter en dokter het gesê sy het hierdie prikkelbare darmsindroom en vir haar daarvoor medikasie gegee. So Okay. Hierdie keer het sy 'n dokter gaan sien en hulle sê hulle gee maar vir haar net, behandel haar net so. Maar haar buik begin swel en sy sê dit voel opgeblaas en nie lekker Ja. nie. En die dag het ons gereël dat sy na 'n hospitaal toe gaan wat sy maar net met toetsies gee. Dat we kan bloed trek en Ja. toets wat regtig fout is. En vir die eerste keer by die hospitaal kyk die dokter met 'n sonar na haar maag. En sy was daar en haar vriend Janneman het haar geneem. En voordat het sy gesê, mamma, ek gaan net die toetse doen, maar ek sê Janneman, asseblief vat haar ongevalle toe, dat hulle kyk wat met haar. Want sy sê, ons het nie mediese fonds nie, so dit gaan te veel kos, moet dit nie doen nie. Ek sê, Janneman, asseblief vat haar, maak nie saak wat sy sê nie, laat ons net na haar kyk. En toe die dokter nou kyk, toe sê hy vir haar, dit lyk vir hom, sy het kanker, en moontlik het sy nie lank om te leef nie. Wat 'n uitspraak. So hy het gesê, het is maagkanker, en sy het, daar's 'n kans dat dit dalk 'n ander soort kanker is, wat En sy is nou hoe oud? Sy is 23. Vaderland. Och, dis die begin van jou lewe. Dit is, en sy sê later vir my, mamma, toe die dokter sê, dis kanker, was dit vir altyd 'n vreeslike skok gewees. Maar sy het gesê, ek het regtig vrede gehad. Toe ek dit gehoor het, was ek nie bang nie, ek nie gehuil nie. Of vriend was nie gehuil, maar sy sê, ek het net daar gesit en gedink, partykeer maak die Here gesond, partykeer nie, soos met papa, met my man Okker, die Here hom nie gesond gemaak. Sy sê, ek het net vrede gehad, en ek het net geweet, die Here is in beheer. Sy was nie angstig of bang, en haar geloof, in daai oomblik ook net, is vir my 'n voorbeeld. So jonk, en om net heeltemal die Here te vertrou, in daardie oomblik. So hulle het haar dadelik opgeneem, en ek was in Pretoria gewees, en dit was al so 7:30 die aand. Dadelik vir my 'n kaartjie gekoop om van Pretoria, van Johannesburg af Kaapstad toe te vlieg, gesukkel om 'n kaartjie te kry, en ek's binne 'n uur op daai vliegtuig. En ek het die hele pad gehuil, want dit is so groot skok. Dit is 'n vreeslike skok. Jy weet, om in te pak, en ek weet nie wat om te vat en te los nie. En die oomblik toe ek aangekom het Janneman my kom kry op die lughawe. Hulle het haar toe huis gestuur, en sy was die volgende oggend vroeg by 'n ander hospitaal gaan, wat hulle meer spesialiseer in haar tipe. Maar toe ek by haar gekom het, was sy in verskriklike toestand. Sy het verskoon, maar sy het vreeslik baie bloed begin opgooi daai aand. En ons het 3 uur die oggend, toe jaag ons met haar Kaapstad toe na hospitaal toe. Om haar daar agter te lê. Dis omtrent deur al die rooi ligte, en ek moet eerlik vir jou sê, ek het nie geweet of sy dit gaan maak nie. Ek het het regtig gevoel, oomblik asof haar, soos haar lewe is, soos sand, wat nie so deur mense, en om jou enigste dogter so te sien, lei. Toe sy in die hospitaal aankom, het hulle haar eers
'n staatshospitaal, so hulle het haar eers onder in die gang laat lê vir 2 dae, want ons kon nie vir haar kamer kry nie. Vader in die hemel. Maar sy het nie gekla nie. Sy lê in die gang en mense loop haar verby en die hele gang is vol mense. Maar sy kla nie. Sy sit haar oogklappies op en sy het verskriklike pyn gehad. Sy kon net regop sit. Sodra sy bietjie terug lê, Ja. dan druk die massa nou op haar op al die are en dit wat Ja. agter dit deurloop. So sy Dis sy vreeslik. het vir 3 dae nie geslaap nie. Dag en nag net kiersregop gesit en elke keer as sy asem gehaal het, dan sit hierdie jy weet, dit is so Ja. erg om haar so te sien. So was 'n week daar, toe het hulle haar weer bietjie laat huis toe kom en sy was kort by die huis gewees en toe ek haar een oggend help net om uit die bad uit op te staan. Sy was so swak gewees en sy kon dit nie eens tot in die kamer maak nie. Toe het ek haar weer in die kar en weer 'n keer hospitaal toe gejaag met haar. Die dokter het hulle het 'n CT scan geneem van haar buik. En ek het na die dokter se kantoor toe gestap en na dit gekyk. En toe ek gesien het, ek het gedink, weet dit is kanker, dit is so klein gewasie ja, wat nou. ja. Maar toe ek voor my oë sien op daai rekenaarskerm, weet haar maagwand en 'n dik laag, die kanker soos 'n dik laag. Ja. En daar was geen uitgang nie. So alles wat sy geëet het net agtergebly. En hulle het gesê daar is die meeste gevalle mense wat hierdie kanker het, 95% is ongeneeslik. Ja. Daar's 'n 5% kans dat sy die Burkitt lymfooma het. Net 5% mense het dit wat goed reageer op chemoterapie. So ons het die biopsie gedoen en ons moes vir 2 weke wag vir die resultate. Dalk was dit 'n week en 'n half, ek kan nie onthou nie, maar dit het soos 'n jaar gevoel totdat hulle presies sê wat se tipe kanker dit is en wat is die kans. En toe ek in daai dokter se spreekkamer kyk na hoe erg dit is en hy sê vir my, mevrou, dit het ook verder versprei, dis in haar rugstring, dis in haar bloed. Wat praat jy, Vader? Dis vreeslik. Dis 4 graad kanker. Het hy gesê, ek het daar uitgeloop soos iemand wat net asof iemand my so uitdra. So het ek by die venster gaan kyk na hierdie berge van Stellenbosch. En net gestaan gedink, dis die einde. Ek het my dogter verloor. En eerlik te sê, ek het gedink, gaan ons haar begrawe in Mosselbaai, waar pappa begrawe is, of gaan ons haar in Stellenbosch? En ek het begin dink, alles wat ons beplan het, wat ek en sy wil nog reis, ons wil nog plekke sien, ons het soveel drome, dat 'n ma en dogter beste maatjies kan wees. Ons is so naby aan mekaar, en ons deel met mekaar so alles, en sy is net so 'n kind van die Here, en skielik, dit voel net vir my asof weer 'n keer my beste maatjie, dis weer in my maat kom al, die persoon wie ek so naby is, en ek het net daar in die sitkamer gaan sit, ek was stikkend, ek was helemaal stikkend gewees. Ek kan my voorstel. Maar Helena was saam met my gewees, verlede Desember in Oekraïne. Ons het saam beleef hoe daar drones oor ons dorp kom, hoe bomme ontplof. Ek en sy was in die huis gewees, ons het deur 'n venster gestaan en kyk toe daar 'n bom ontplof in ons hawe dorpie. En daai rukgolf van daai bom. Jy weet, so een van die drones dra 50 kg plofstof. En om toe ook te sien, haar geloof in daai tyd, ek het soveel vrede in my hart gehad, in die oorlogssituasie, en sy ook. Ons het vir dae lank in die banker gesit, en onder die huis, en dan hoor jy hoe die drones oor die huis vlieg, en om ook haar geloof te kon sien, dat sy nie bang is nie, dat ons die Here vertrou vir dit alles, en hier moet sy daardeur gaan. Jy weet, dit voel of jou geloof regtig gerek word tot op sy einde. Ek het daai aand na die dokter se uitslag het ek huis toe gery, en ek het net op die bed gaan lê, gehuil, aan die slaap geraak die oggend, en ek het gesê, Here, hoekom het my kind soveel pyn hê?
ek kan nie verstaan dat sy daardeur moet gaan Ja. nie. Hoekom het sy soveel pyn? En so duidelik, terwyl ek nog besig was om reg te maak en net, kom nie daai woorde, maar dis die tweede helfte van die sinnetjie wat die Here vir my sê, if not for my glory. Ja. Sy sal nie deur dit alles gaan, as die Here nie daardeur verheerlik word Ja. nie. Sy sal nie, niks is net verniet nie. Nee, dit is nie. En dit het my geloof op daai oomblik. Die Here gaan verheerlik word daardeur. Hy sê in sy woord, alles werk ten goeie Ja. mee vir die wat in die Here is. En as die Here dit sê, hy jok nie. Nee. Hy's nie God, hy's nie Vader, hy's so lief vir ons. En hy hou Marie Helena in die holte van sy hand. En hy Ja. hou vir my en jou in sy hand. En ons gaan nie deur hierdie goed gaan, as hy nie daardeur verheerlik Ja. word nie. En daai oggend, net daar, sê ek, Here, dankie. Ek glo dat U haar gaan genees. Ja. Ek glo met my hele hart. En die Here sê is om te glo, is om seker te wees van dit wat jy nog nie sien nie. Ja, presies. En ek wil hê die Here moet vir my eendag sê, Michelle, jy het geglo. Vir daai vrou wat gesê het van die Here, die hondjies se krummeltjies, ons kan daarin Ja. dit kry. En die Here het gesê, dit is geloof. Weet net, Ja. om die Here ons sê ons glo. Ons sê ons glo die Here, Ja. maar ons glo nie reg nie. Ja. As jy regtig, as ek sê, Here, ek vertrou U Ja. met haar lewe. Sure. Om te seker te wees van dit wat ek nie sien nie. Want deur hierdie afgelope 2,5 maande was daar dae wat ek gedink het, Here, ek sien dit nie. Ja. Sy was so maar gewees. Sy's besig om al haar hare te verloor met die chemo. Dit is net hierdie klein lyfie wat dat sy daar lê in hierdie klein bondeltjie en sy kreun van die pyn. En om haar so te sê, nog te sê, Here, ek vertrou U. Here, Ja, ek glo, ek nogtans staan op sal U ek woord glo. en ek sal vashou aan U woord. Ja. Okay, ons gaan nou weer terug gaan na haar toe. Ja, so ek dink dit is 'n fantastiese bemoedigende woord wat Michelle vanoggend hier deel vir die van julle wat vanoggend ook in dieselfde bootjie reis. En daar's baie daar buite wat sukkel met hulle kinders se probleme. En vir wie daar miskien die gedagte opkom van daar is nie hoop vir my nie. Dit is onmoontlik. God kom nie vir my deur nie. En daar is sulke mense en ek het ook alself so uitgeroep en gesê, maar Here, waar is U dan? U dan soveel beloftes. Maar ek het nou op 'n plek gekom waar ek Psalm 107 vers 20 my eie maak. Dit is heel eenvoudig. En hy sê, God het sy woord gestuur en my genees. Nou hoor gou hierso, in Johannes 1 begin hy deur te sê, die Here Jesus, in die beginning was daar die woord en die woord was God. Nou, so Jesus is daardie woord van Psalm 107 vers 20, God het sy woord gestuur. Die woord is Jesus Christus, die lewende woord. En Jesus sal nie een woordjie in hierdie Bybel verkeerd uitgespreek het nie, vir jou nie hoop gee nie, sodat jy nooit kan sê, as hier een woord verkeerd is, dan is die hele Bybel verkeerd. Dan is die Here 'n leenaar. God is 'n waarmaker van sy woord. Die storie wat sy hier vertel, dis 'n realiteit. Dis 'n realiteit. Dis ongoing. Dis op die oomblik nog in 'n plek waar sy nog nie 100% weet. Wanneer gaan die dokter sê, wonderlike nuus mevrou, alles is opgelos. Maar ek en jy hoef nie te wag vir die dokter om vir ons goeie nuus te gee nie. Hier in hierdie woord van God staan, I will never forsake you, neither leave you. Ek sal by jou wees, nou en altyd. En dan dit wat ek vanoggend net hier gelees het, waarin hy sê, Lord, in my place of weakness and need, please, won't you turn your heart towards me and hurry to help me. Ek wil dit saam met haar uitroep vanoggend vir haar pragtige dogter.
Ek wil saam met dit uitroep, hurry Lord, hurry for your glory, sodat ons die heerlikheid van God ook in hierdie situasie kan sien en dit kan verkondig. God is 'n waarmaker van sy woord. Maar die storie eindig nie net hierso nie. Nou het sy nog haar ander seuns is in oorseese lande, maar een is nog by haar. En hierdie seun is 'n seun wat jy sê hy was 15 toe sy pappa oorlede is. Hoe verwerk hy nou nog daardie situasie van sy vader wat op 'n baie moeilike leeftyd vir 'n jong seun van hom af weggeruk is? Toe hy ook oorlede was Ivan 15 en dit is 'n tiener en hy het sy pa so nodig. En ek kan regtig sê hy het in daai tyd begin twyfel aan God se goedheid. Ja. En daar was 'n tyd van depressie. Daar was 'n tyd, weet jy, Ekskuus tog. in die Oekraïne. Hy was saam met my vir 2 jaar daar en as ons dan maak ek om 3 die oggend wakker en sê ek, Ivan, daar's drones op pad Trini toe. Ons moet afgaan in die kelder. Ons moet gaan skuil. En sê hy vir my, mamma, ek wil slaap. Dis 3 die oggend. Wat gebeur? As daar 'n bom val, maak nie saak nie. Ek gaan nie nou af nie. En hy was op so 'n plek dat ek hom uit Oekraïne uit moes neem. Na sy ouer broers toe. En waar hy dan toe 5 maande by hulle gekuier het en hy is nog sy skool klaar gemaak so aanlyn. En selfs nou dit is so moeilik om jou kind te help deur so iets. Ja. Maar om vir hom lief te wees binne dit, om vir hom nie daar te wees. Hy verstaan nog nie alles nie. Hy verstaan nie. En ek kan regtig sê terwyl ek met Marilena besig is wat sy 'n fisiese stryd stry met kanker, is my jongste in 'n stryd van waar is die Here? Ja. Hoekom laat die Here dit toe? Hoekom hy het eendag gesê, ek sê, Ivan, die Here gaan jou sussie gesond maak. Toe sê hy vir my, soos wat hy pappa gesond gemaak het. So, dit is vir hom 'n stryd op hierdie stadium nog. Ek bid baie vir hom, ek staan baie vir hom in en vertrou die Here vir daai deurbraak, vir daai geestelike deurbraak ook. Dit is iets wat deur ons gaan, maar om net daar te wees, te luister, saam met hom te bid, en ek gaan in die aande en ek salf sy kamer deur en ek loop in die huis en ek sê, bespreek lewe oor hom. En ek sê net, die vyand gaan hom nie, want hy behoort aan God. Die oomblik toe hy gebore is, het ons hom aan die Here toegewy. So dit is 'n proses, dit is 'n tyd, maar ek weet dat die Here sy hart sal aanraak. En dat hy heeltemal terug sal draai na die Here toe. Maar dit is in elk geval 'n baie traumatiese ding. Hoe jy dan nog vir my ook 'n voorbeeld bly in die proses dat jy nog steeds in die midde van dit jou kind se las help dra, jou dogter se las moet dra, nie jou ander kinders naby jou het ter ondersteuning nie, en tog moet deurgaan, tog moet voortgaan, tog moet bly glo en bly hoop. Want ek dink jou hele verhaal is 'n verhaal van hoop teen hoop. Jy bly nog steeds glo, alhoewel jy deur 'n klomp traumatiese dinge moes werk. Maar weet jy, God never promised us a rose garden, nee. Nee. Dit is maar net so. En soos jy sê, ek kan my voorstel, as jy vir my sê, dat daar is jy in die Oekraïne, drones is op pad, bomme ontplof rondom jou. As jy daaroor nadink, is jou kind by die plek is van, nie opspring en sê, mama, kom, ons moet hardop en ons moet in die skuilplek ingaan nie. Maar net sê, los my maar net dat ek slaap, want ek is eintlik op 'n plek waar dit maak nou nie meer vir my saak of ek lewe en of ek sterwe nie. Daar is baie mense daar buitekant op die stadium van hulle lewens wat deur hierdie moeilikheid gaan. Jong mense, en ek dink jong mense veral vandag gaan deur baie moeiliker dinge as ek het gedink my kinderlewe is moeilik. Maar as ek so luister na waardeur jong mense vandag worstel, in die egskeidings is net soos asof die dood het my pa kom vat,
of die dood het my ma kom vat, want hulle is nou nie meer by mekaar nie, en ek het dan niks meer hoop nie, maar jy moet die hoop bly behou, en vir jou kind hoop insaai in sy lewe in, sodat die hoop kan ontkiem op 'n dag, en daar weer blydskap in sy lewe kan kom. So, sy naam is Ivan, né? So die wat vanoggend saam met my kyk, kom ons bid vir Ivan, kom ons bid vir Marie-Helene, dit is haar dogter Marie-Helena, 'n pragtige meisie, en kom ons bid saam met hulle, kom ons staan saam met hierdie familie vanoggend in gebed, kom ons glo, want weet jy wat, as jy gebede saai en trane saai namens iemand anderste, dan sal jou familie, want dit die situasie na hulle kant toe draai, sal julle dit oes. Julle sal dit oes met blydskap. Jy mag nou met trane saai, maar jy gaan met blydskap oes. Die Here gaan vir jou dan weer 'n goeie ding gee in antwoord op die gebede wat jy gebid het vir iemand anders wat jy miskien nie eers ken nie. So, staan saam met hierdie vrou en haar familie en staan om hulle in gebed. Staan om hulle met jou geloof, al is dit so groot as 'n mosterdsaad. Kom kan jy hoop saam met hulle, dat dit met hulle weer goed sal gaan, en dat God 'n waarmaker van sy woord sal wees, maar Helena sal nie sterwe nie, want sy gaan bly lewe om van die geregtigheid van die lewende God te vertel. En dis die woord wat ons verklaar, I will not die, but I will live to tell of the righteousness of God. En ek staan saam met haar vanoggend in hierdie woord. En so staan ek ook saam met Ivan, dat gisterand met Ivo gepraat, maar vandag met Ivan, dat Ivan ook sy deurbraak sal kry, dat sy blydskap ook weer volkome sal wees, want ek glo, God het ook vir hulle nog 'n wonderlike toekomsplan. En weet jy, sorry Michelle, weet jy, ek as ek so na al jou dinge luister, dit is asof dit net opstapel en nog iets daarby kom en nog iets. Het daar nie al 'n tyd by jou gekom waar jy met die Here praat, want ek dink is 'n belangrike vraag, waar jy vir die Here sê, maar Here, ek was bereid om my huis op te gee. Ek was bereid om my lewe te saai, om te gaan na 'n sendingveld waar daar baie hartseer en pyn was. Is dit nou die beloning wat ek ontvang vir dit wat ek gegee het, my lewe gegee het? Is dit regtig nodig, verstaan jy? Ek verstaan nie, dit was regtig 'n tyd toe Marie-Helene siek geword het, dat ek gedink het, Here, ek voel nou 'n bietjie soos Job. Ja. Wat nog? Maar een ding weet ek, die Here sê alles gaan ten goeie meewerk. Ja. Maak nie saak hoe donker dit is. Hy sê jy gaan deur die skade van dood, maar ek's by jou, en ek weet hy hou ons in die holte van sy hand. Absoluut. En ek weet dat hy jou ook vashou in die holte van sy hand, en dat hy sê in sy woord, Jesus het aan die kruis gesterf, en het vir al ons sondes betaal. Hy sê dat deur sy wonde het daar reeds vir ons genesing gekom, en ek vat reeds al genesing vir Marie-Helene. Ek vat dit ook vanoggend vir myself. En ek weet dat die Here dit reeds gedoen het. Hy het gesê, sy laaste woord was, dit is volbring, vir jou en vir my. En ek weet dat die Here dit, en daar was tye in my lewe, oor 29 jaar in die sendingveld. Kan ek net sê, God is getrou. Daar was tye wat ek tussen twee grense was, wat Moldawië, ek is uit die land uitgevlug, uit Oekraïne uitgevlug, dat ek tussen Moldawië en Roemenië is. Ek het nie 'n visum nie, want ek het uit Oekraïne gekom, al die konsulate is daar, maar dat die Here daar 'n wonderwerk doen. Ek kan nie terug gaan Moldawië toe nie, Roemenië sê, hulle gaan my nie inlaat nie. Ek en Ivan is daar in 'n taxi, en ek sê, Here, nou kan net U help, nou wag ek op U. En ek begin bid en bid en bid, dat die Here, nou kom hierdie kwaai oom na my toe met al sy, weet hierdie, medaljes, so goed, en hy sê vir my, kan jy nie verstaan nie, jy kan nie in Roemenië inkom nie. En ek sê, Here, U het 'n pad vir die Israeliete oopgemaak. U die rooi see laat oopmaak, doen dit vir my. En ek vra vir almal, bid asseblief. Jy sal nie glo, maar
Nee, jy sal glo. Maar God is so getrou. Hier na ruk kom hy terug en hy sê vir my, my younger colleague loves Charlize Theron. And because he loves her, he tricks a computer. Welcome to Romania. Ek bedoel, hier doen die Here, trek die computer, daar hier doen die Here ja, so wonderlik, iets. En gebruik die wêreldstelsels. En laas toe ek moes gevlieg het ek 'n visum nodig gehad om uit die land uit weer terug te gaan Oekraïne toe, ek het 'n Schengen visum gehad. Ek het gedink dit goed, dit gaan 'n week vat vir my visum om gereed te wees. Ek vlieg op daai datum, daai tyd 3:00 die middag. Die dag voor die tyd het ek nog nie my paspoort nie. Ek bel, hulle sê vir my, dit kan nog 'n week vat, dit kan nog 2 weke gaan. As jy op daai plek kom wat jy sê, Here, net U kan my help, geen mens nie. Ja. Ek bel oral, niemand kan my help nie, niemand weet waar is my paspoort, is nog daar. Hulle kan nie sê wanneer, maar ek vlieg môre 3:00 en dat die Here vir my daai vrede in my hart gee en hy sê vir my, vertrou my. Pak jou tas, gereed om lughawe toe te gaan. Gaan môreoggend en gaan sit en wag vir jou visum, vir jou paspoort. Ek gaan sit daai oggend, en toe daai man inkom met die paspoorte, dit was 12:00, weet, my vlug is 3:00, 12:00 sit ek daar so na kantoor in Kaapstad, middestad in hierdie hoë gebou, wag vir my paspoort, en ek sê, Here, net U kan my help, geen mens nie, die Here sê, glo jy, vertrou jy my tot die laaste, die Here toets my, so baie keer tot op die laaste minuut, daai man kom in met daai, ek sê, is die paspoorte daar? Hy sê, mevrou, ons weet nie of jou paspoort in hierdie sak is nie. Weet dit kan nie wees. Ek sê, dit is daar, want ek vlieg, en die Here weet dit. Toe hy dit oopmaak, en my paspoort is daarin met my visum. Ja. En ek is van daar, die dag wanneer ons al moes opstap, kom ek op die lughawe aan. En ek loop met my paspoort. Weet die Here vra, vertrou jy my regtig? Ja, asseblief praat met ons vertrou jy my? Sê, die Here sê in sy woord, vertrou my. Hy's 'n goeie Vader, hy's 'n pappa, hy's jou man, hy's jou pa. Hy hou jou vas en hy ken elke behoefte van ons. Hy is almagtig. Ja. Hy is almagtige God en hy het ons elkeen gemaak met ons hartsbegeertes. Hy weet wat jy nodig het, hy weet wanneer. Maar hy vra met alles in ons om hom regtig te vertrou, om op sy woord te vat. Daar staan geskrywe, hy sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat in Christus is. Kanker, dood. Ja, hartprobleme. Enigiets, depressie, finansiële krisisse. Marilena is na die hospitaal toe. Ons het nie 'n mediese fonds nie. Ja. Die Here laat my mense ontmoet by my tandarts. Ja. In Pretoria. Bring die Here iemand, wat die persoon wat na my daar is, en ek moet terughardloop, want ek het iets vergeet, en ek ontmoet hierdie persoon, en my tandarts stel ons aan mekaar voor, en die meisietjie se pa en ma, sê net oor hier, hoe kan ons help? Hoe kan ons help? En toe ek uitstap uit met die kliniek uit, sonder, hierdie persoon kom net in, en ek kan net sien hoe die Here voor die tyd al die legkaart stukkies in plek gesit het. Mense wat my pad gebring het, ek het hierdie mense nog nooit ontmoet nie, maar hulle sê, ons help jou met jou mediese rekening. Ons help jou met die ambulanskostes. Ja, sure. Dis fantasties. Ons almagtige Vader is 'n Vader. Hy het gesê, hy is my man en hy is my pa. En ek kan net vandag getuig, hy is so naby. Hy is 'n beter man as wat my man kon wees. Hy is 'n beter pa, want sy liefde vir jou en vir my is sonder einde. En niks kan ons van sy liefde skei nie. Niks in hierdie wêreld kan jou van sy liefde, want hy het na hierdie aarde toe gekom om vir ons te sterf. En hy het alles betaal, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed hê. En hy is so getrou. En ons moet kies om uit die boot uit te klim partykeer en op die water te loop. Absoluut. Sjoe. Nou dit was weer eens Michelle Potgieter, wat 'n wonderlike, dis nie net 'n storie nie, dis die waarheid. Hierdie dinge spreek my diep in my gees aan, want ook ek het genesing nodig, waarvoor ek God moet vertrou. As ek hom nie vertrou nie, en as ek nie glo nie, ons praat dan nou nie verder daaroor nie, maar kom ons glo, soos hierdie geloof, wat sy regtig, hierdie lewende God op sy eie woord vat, wat gesê het,
ek sal jou man wees, en ek sal jou maker wees, en ek sal jou vader wees. Kom ek en jy glo ook vandag so. Kom ons hou in hierdie geloof onwrikbaar vas. Die Here het ons lief. Ons moet dit net weet en ons moet dit vir onsself toeëien. God het my lief. Al sal niemand my lief hê nie, al sal alles te negatief lyk rondom my en my omstandighede teen my tel, ek gaan nog steeds op die naam van die Here vertrou. Ek gaan nog steeds my God glo. Ek gaan nog steeds weet, al kom ons sê dit nou maar 12 uur aan en ons moet 3 uur vlieg. Al kom die dokter en hy sê vir jou, sorry mevrou, daar's min tyd vir jou. Jy gaan dit nie maak nie. Dan sê jy nog nee, ek roep nog steeds op die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus Christus wat my nie sal faal nie. So, dit was my nou weer lekker om saam met jou te kuier, en dit is my jammer dat ek vir Michelle moet laat gaan, maar ek dink ons moet maar vir haar weer 'n keer vra of sy nie weer sal terugkom nie na ons toe nie. So, ons sê maar weer vir julle ook, George, tot volgende keer, bly glo, bly hoop. Michelle, ek wil tog vra, ons het nog 2 minute oor. Daar's 'n hele klompie mense wat vanoggend kyk na hierdie program. Wil jy net 'n ou kort gebedjie doen vir die mammas en pappas wat miskien nou deur dieselfde moeilikheid gaan met hulle kinders, wat ook sit in moeilike plekke, sal jy nie net vir hulle ook 'n gebed doen nie? Baie graag. In Jesus se naam. En baie dankie, ek groet u ook sommer so, baie dankie dat jy gekom het, en dankie dat jy vir ons so bemoedig het vanoggend. Ek waardeer dit verskriklik baie. Ons glo saam met jou dat ook jou kinders se genesing spoedig sal uitsprei, en dat hulle sal hardloop en nie moeg word nie, en dat hulle die woord van God sal verkondig oral waar Jesus vir hulle die deure oopmaak, want julle is 'n sending gesin. Julle het gesê ons commit, en God sal die een wees wat sy woord waar maak. Amen. Amen. Okay, dankie. Vader, ek kom na u toe in Jesus naam, en ek bid vir my boetie en my sussie, Here, en daar waar daar geloof begin wankel het. Vader, ek bid dat u geloof sal versterk deur die woord. Vader, en ons bid net dat u hoop sal bring, dat u vreugde sal bring daar waar vreugde kort. Vader, ek bid net dat u openbaring sal gee, dat u 'n lewende Vader is, 'n God is wat naby is, nader as ons eie vel, nader as ons naaste persoon. Here, u is by ons, u is naby ons, en kom vul ons harte vandag met u vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vul ons harte met vreugde. En Here, versterk daar waar daar geloof kort. En leer ons ken, Here, dat ons elkeen 'n persoonlike verhouding het met u, dat ons u stem hoor, Here, en dat u met ons praat deur uw woord. Ek bid, Vader, dat u ons sal beskerm, sal seën, dat u voor ons uittrek, want u woord sê, u is 'n goeie Vader. U woord sê dat u voor ons uitgaan, en dat goedheid en guns ons sal sorg elke dag van ons lewe. Vader, die wat siek is, ek bid vir genesing in die naam van Jesus. Geestelike genesing en vreugde. Dankie, Here. Dankie, Vader. In Jesus naam. Nou ja, het is my jammer om nou Kobai te sê vir julle, te groet. Maar tot volgende keer dan weer. Dit was lekker om saam met jou koffie te drink, saam met die koning aan hierdie tafel te sit, so bemoedig te wees vandag. Ek glo ons gaan mekaar volgende week weer sien, soos die Here wil natuurlik, en dit was my lekker gewees. Ons sê groete, koffie met die koning, tot volgende keer. Totsiens.